Baie welkom by Melk in jou teetyd. Ja, julle die tyd hardloop met ons weg. Dit voel of ek op 'n weggoltrein is. My baba maak klaar met matriek. Ons beplan amper die Kersfees maal, as jy nou weer in Kersfees glo. En dan is dit weer amper die nuwe jaar wat ons in die gesig staar. En ek besef party van ons voel ook so in ons geestelike lewe, dat dit net 'n gejaag na wind is. Dis op en af. Ek bid gou vir 5 minute, of ek lees gou my Bybel vir 2 sekondes, of ek lees gou 'n Bible app en dan gat ek. En dan wonder ek baie keer, werk dit werklik vir ons? Want dit werk nie vir my nie. Maar ek dink ek hou my gedagtes, ek paai myself. Nee, ek het daarom ons nou 'n bietjie gebid vanoggend, so ek is okay. Jy weet, ek hoef nie skuldig te voel. Ja, nee, ek weet, ek dink ons almal doen dit en ek dink as tyd daarvoor. Ek dink as 'n mens soos 'n besige dag het, is dit okay, maar dit moet nie jou norm wees nie. Dit moet nie jou go-to wees nie. Ek dink ons skep ons intieme tyd af met die Here, waar ons regtig in die woord in gaan en woord eet en ons het gister 'n ding bygewoon waar ek net besef het, weet jy wat, ons gaan nie diep genoeg in die woord in nie. En ons skep dit definitief af. En vandag is ons gas Therese Jansen van Rensburg. Dit is my lekker om haar aan julle bekend te stel. Sy was vir 28 jaar in die korporatiewe wêreld gewees, ja, waar sy suksesvol was, waar sy geld gehad het, waar sy status gehad het, en daar's nie fout daarmee nie, dit is tog wat ons almal, of meeste van ons na soek, daai tipe van dinge, maar die Here het iets op haar hart gelê, en hy het met haar begin praat, en hy het 'n ander plan gehad met haar, en hy het haar op 'n wonderlike, vir 'n beter woord, journey gevat, van ontdekking wie hy is, en sy gaan dit vandag met ons kom deel. Therese, baie welkom by ons. Dit is so lekker om jou vandag hier by ons te hê. Ons is honger vir wat jy met ons wil deel. Die Here het met jou 'n pad gestap en vir jou dinge oopgebreek, en jy deel dit met vrouens, en jy kom deel dit vandag met ons. So baie welkom. Baie dankie, dis lekker om saam met julle twee te kuier. Ja, die Here se planne is nie altyd ons planne nie. Ja. En terwyl ek in die korporatiewe wêreld was, het ek gedink, I'm doing my bit op die markplein. En ek het baie dinge vir myself geregverdig. En my verhouding met die Here was altyd kosbaar, en daar was baie dinge wat ek met kliënte en kollegas gedeel het. Ek was 'n paar keer in die moeilikheid oor dat ek gebid het by die werk. Maar ek dink, en vir 'n ruk voordat ek ophou werk het, het ek geweet, hier kom 'n ding. En ek het aan daai tak gehang en ek het aan hom geklou, want ons het op 'n gevorderde ouderdom 3 kindertjies. En om te besef, hoor, hierdie kiddies daar moet geldjies wees om hierdie kinders te versorg. Ja. En ons was 'n bietjie, ek was skeef getrek in my prioriteite. Jy weet, ek wou dit alles wees. Ek wou 'n goeie en 'n perfekte ma wees, maar ek wou 'n fantastiese korporatiewe werker wees, en somewhere in between my man. So daai gejaag na wind waarvan jy nou gepraat het, daai hol, en ja, I don't want it again, moet ek sê, maar toe die Here my lewe op sy kop draai, en ek op my bank land, met daytime TV, en kinders by die skool, en die vraag is, wie is ek? Ja. Want verlang was dit, wat was ek? Ja, Jy weet, en die Here het laagie vir laagie my daai stukke kom afval, en dit was moeilik. Dit was baie moeilik, Ja. want ek mag dalk nog die kar gery het, kry hom nou nog, maar die punt is dat skielik is dit, maar Abba, wat wil u in my hê? Waarvoor? Wat? Nou, en verlang het ek gesê, nou is ek net 'n ma. Tot eendag iemand van gesê het, wow, hoekom sê jy jy's net 'n ma? Wat 'n voorreg. Ja. En, want onthou, my verwysingsraamwerk was, ek is 'n
dit en ek is dat en 'n titel. goeiedag, dit Ja. was alles in my titel opgevat. Maar wat 'n ongelooflike voorreg. Ek het deur Israel getoer in 2017 en iets het begin roer. Dit was nie my eerste besoek nie, maar ek besef daar is 'n saad geplant wat net begin groei het. En kyk, hy het willelote gemaak. Maar in 2018 het ek met 'n groepie, ek dink ons was 5 of 6 wat daar in my voorhuis begin het. Ek was saam met Rita McPherson op die toer en ek het haar CD's opgeslurp en vir die girls gesê, hoorie, ek kan nie minister nie, maar kom sit in my voorhuis en kom ons luister saam. Kom ons bedien mekaar. Want die selfvertroue was zip 0, niks 0. En maar so met 'n kollega, ex-kollega en 'n vriendin ontdek ek Prof Gerry Bester en ons begin sulke reekse deurwerk en dis vir my net dis soos nuwe saad, dis nuwe brood, dis goeders wat ek ontdek, Soos wat se goed het konteks, Hebreëse konteks, Hebreëse woorde om te besef, hoorie, maar ons vertalings is so arm. Want as jy gaan regtig begin kyk wat die Hebreëse konteks van ek was, dan begin jy 'n woord, dan begin jy besef, maar wow, hier's 'n prentjie. Want Hebreëus is 'n aksietaal. Dit is nie net en te verstaan, maar ons kyk met 'n Griekse mindset na goed in plaas van 'n Hebreëse mindset. Ons kyk van hoe hierdie bottel water lyk. Ja. En ek kan hom vir jou ek kan vir jou sê hoe hy Beskryf, lyk. ja. Maar as jy met 'n Hebreëse konsep na hierdie bottel water kyk, it's all about purpose. Is nie oor hoe hy lyk nie. 'n potlood is 'n potlood vir ons. Hy's rond en hy het streepies op en hy het miskien 'n uitveertjie agter. Maar die Hebreëse konsep is it's an instrument that I can draw something with. I can write my ideas down. I can even change it as revelation comes forth. Dis heeltemal anders as wat ons en so het ek saam met my studies begin in 2019 net voor COVID. Want jy het mos teologie begin studeer, né? Deur Prof Gerry, hulle ons het 'n IMET Academy, wat 'n in-house teologiese skool is, 'n Bybelskool. Is jy klaar, maar jy het nog 'n jaar. Ek is besig met my laaste jaar. Ons is nou 5 jaar op hierdie journey. Maar dis vasbyt. Sy's net 'n ma wat hierdie teologie maar wat 'n voorreg, want ek besef en ons spandeer baie tyd spandeer in die Ou Testament, want wat gebeur is ons is ongemaklik met die konteks van die Ou Testament. Ons verstaan nie die konteks nie. Ja. Dis baie lekker in die Nuwe Testament, want kyk, dis waar lig en lewe is. Maar die fondasie, die fondasie waarop dit gebou is, en ek leer my girls nou, ek sê vir hulle, maar onthou, die Ou Testament is soos 'n slot en die Nuwe Testament is 'n sleutel. 'n Sleutel sonder 'n slot beteken niks en 'n slot sonder 'n sleutel takes you nowhere. Ja. En as ons kan besef dat deur die Nuwe Testament, deur dit wat Christus vir ons kom doen het, kom sluit hy vir ons oop die geheimenisse wat eintlik in die Ou Testament daar vir ons lê. En so het dit begin, my storing hier binne in die roeringe was om mense te leer om te sê, ouens verstaan, kom, ek wil vir julle wys, het julle dit geweet, het julle dat geweet? En seker meer as 'n jaar terug, want in ons 2de jaar stap ons deur die tabernakel, of 'n gedeelte van die studie is oor die tabernakel in die woestyn. Ja. En wow, my hart, dit was net vir my ongelooflik so. En toe in die begin van die jaar is daar in 'n jaarplan, hoor die ouens, 3de kwartaal, Therese bied aan The Secret Place, A Journey Through the Tabernacle. Ja. En ek het geweet, ek het 'n commitment gemaak, hier moet nou iets gebeur. Maar ek kry hoendervleis soos ek hier sit, soos Abba net dit vir my oopgebreek het en oopgebreek het en oopgebreek het. Van julle is bekend met Pastoor Raymond Lombard in die Kaap. En hy het ongelooflike teaching, so woordvas, en ek het by hom goed gaan trek, hy het 'n hele kursus oor die tabernakel, en Prof Gerry, en goed wat ons geleer het, en so het ek hierdie kursus begin skryf om te sê, the Lord wants us in the secret place, He yearns for us. Hy het hierdie dwelling in die woestyn
gebou, gemaak omdat hy tussen sy mense wil wees. Ja. Hy wil daai teenwoordigheid, daai samesyn. En as jy na die prentjies gaan kyk wat Abba Vader in die woestyn kom teken het, kom trek het. Die kruis is, ag man, dit is daar in alles en in elke detail van die tabernakel is dit 'n uitroep van na sy seun, na Jesus Christus. Of dit nou die omheining is, of dit die pilare is, of dit die weg is in die tabernakel, of dit die koperaltaar, die waskom, die ingang na die Mishkan, of dit die dekla is wat oorgetrek is, of dit die menorah, die tafel, die goue altaar, wierookaltaar, en of dit die ark dien met die mercy seat, met die versoendeksel. In al daai detail is Christus opgevat. Dit is ongelooflik. En dan om te besef, van Genesis tot by Openbaring, ons wil sulke stukke uit die Bybel uitskeer, ons wil net sulke maklike versies hê, ons wil nuggets hê, want dis al wat ons deesdae kan verteer, is nuggets, en die Here sê, kom dring, en hy sê in Spreuke 25 vers 2, dit is it's hidden in my glory, nee, dis vir die Here iets wat hy wegsteek, en dan sê hy, but the honor of kings to search it out, hy wil hê ons moet dit indrink, ons moet kom oopmaak, ons moet kom grawe, want in dit is waar ons die revelation kry, en ons het gister se les was spesifiek oor die toonbrode, die tafel van toonbrode, en as jy die detail lees van hoe Abba gesê dat tafel moet lyk, met die krone, die kroonlyste om dit, en daar's 2 krone met 'n handbreedte wyd van mekaar af, en dan begin jy kyk na die Hebreëse woorde, en jy besef, Jesus het 2 krone gedra. Hy het die doringkroon gedra in the crown of glory, nee, en dan sê maar, waar kom die doringkroon? Die doringkroon kom van Genesis af, thorns and thistles. We were the cause of it, but through the handbreadth, wat 'n verduideliking is van stretching out a tent, stretching out your hands on the cross, so van dorings deur die kruis, wil hy ons vat na die crown of glory. Dis waar hy ons wil vat, maar dit vat tyd. Wat gebeur om 'n etenstafel? Ons kuier om 'n tafel, ons begin harte deel. Ek het gister so gelag, ek sê vir hulle, met 'n pakkie McDonald's onder jou arm. You ain't sharing your heart. Jy maar wanneer ons by 'n tafel aansit, as gesin, as familie, as vriende, hoe vinnig draai ons gesprekke na dieper dinge toe? Nee, en dis wat Abba sê, kom linger langer, kom sit by my, kom eet van die brood, kom ingest die brood, want ons kan onsself met meel smeer van buite af, en dink ons doen iets, maar totdat ons daai woord begin eet, en dit deel word, gaan ons dit ons nie verander nie. Ja, iets wat vir my opvallend is met hierdie kursus, is dat, Doen jy die kursus? Ja, as ek daar uitkom. Maar dankie tog, hulle neem dit op vir my, of nie vir my nie, maar hulle neem dit op. Maar wat ek agtergekom het is dat wanneer jy die Bybel lees, sê nou maar jy lees 'n versie, en ek lees soms in Afrikaans en Engels, en partykeer is die Engels soms vir my, met baie respek gesê, ook beter uitgedruk. Want, en dan dink ek, maar ek verstaan nie hierdie woord nie, maar nou het ek net 2 minute, want ek wil nou gou net, maar eintlik moet ek hierdie woord gaan verstaan, want ek verstaan nie die woord nie. Wat beteken om, het so 'n een woord wat ek nou, juis in die week, maar in geval, toe moes ek moes eintlik na 'n woordeboek toe gaan, en gaan verstaan, wat beteken die woord. En toe begin dit vir my, nou maak die sin, nou maak hierdie teksvers eintlik sin. Maar dis wat vir my so interessant is van die Hebreëus. Hebreëus is nie net 'n woord nie, dit is 'n samelewing, ek weet nie hoe om dit te beskryf nie. En wat vir my lekker is van die kursus, is sy doen baie geskiedenis huiswerk. So sy vertel hierdie hele storie. Maar dis lekker. En dan almal hou daarvan nie, maar ek dink is lekker. Ja, maar die manier hoe sy dit doen, jy raak nie aan die slaapie. Is vir my, is dit wat dit beteken het. Ek meen, hoe lank is ons nou al in die bedien ons die Here, en ek het teologie geswat, maar ek het nie dit geswat. Dalk was ek te verlief in
jonk en dom en stupid geweest toe ek hier teologie geswat het. Ek het nie gefokus nie. Maar en dit waardeer ek van jou en dit is wat vir my so verskriklik lekker is van hierdie kursus. Maar die kursus se naam is The Secret Place, The Journey Through the Tabernacle. En ja, die hele ding van elke dingetjie het 'n ietsie, het 'n betekenisetjie. Selfs daai 4 kleure in die hek verwys na die evangelies, nê? Maar ek meen dis goed wat in die Ou Testament gebeur het, nê? Wat jy daai goue draad kan sien die hele tyd. En dit is vir my soos hoe fenomenaal is die Here nie dat hy hierdie goed so bewerkstellig het wat in volheid gekom het in die Nuwe Testament. En ons mis dit uit omdat ons dit wil rush. Ja, maar nie net dit nie. Ek dink ons rush dit, maar ek dink ook daai kulturele verskille en die taalverskil. Ek bedoel ons alfabet, soos jy nou het wie het gesê van Grieks, ons kyk daarna deur Griekse oë in plaas van Hebreëse oë, want Hebreëus is soos jy weet hulle nou gesê, dit is prentjies, dit is die numeriese die grammatika, as mens is dit nie grammatika nie, wat noem men afval. Julle weet waarvan ek praat, die lettertjies. Ja, die numeriese waardes. As 'n mens die goed bymekaar tel en jy weet al daai goed begin na kyk en nou wou ek iets gesê het wat ek nou nie kan onthou nie. Ek het myself nou in die rede geval. Maar wat ek waarvan het jy gepraat? Jy het gepraat dat dit wat in die Ou Testament verweef is dat dit dis wat ek wou sê. Yes, wat jy gesê het van dat die slot en die sleutel. En dit was vir my het dit 'n nuwe wêreld oopgemaak toe ek besef die Ou Testament en die Nuwe Testament is soos 'n weerkaatsing vir mekaar en dit wat in die Ou Testament gebeur is daar 'n ekwivalent voor in die Nuwe Testament. Dit is asof hulle soos Jesus gesê het, I've come to ek het gekom om die wet te vervul en nie om dit te demolish nie, nee, of om dit weg te vat nie. Want daar word so vinnig gesê ons lewe nie meer onder die wet nie. Ja, nee. Dis nie nou skielik kan ek moor en steel en goeders doen nie. Die Here sê Jesus sê ek het dit kom vervul. Ek het volle betekenis daaraan kom gee. Ja. Maar die oordeel van die wet het hy op hom geneem. Ja. Want in dit alles is we deserve judgment, nee. Ja. Maar hy sê kom, I've come to redeem you. I've come, maar dit maak nie dan kom ons harte vorentoe wat sê, nou doen ek nie meer net werke om iets te verdien nie. My werke kom uit 'n liefde uit. My werke kom omdat ek nie uit 'n plek van prestasie nie, maar uit 'n plek van liefde. Ja. En ek dink wat baie gebeur is omdat ons hierdie goed nie verstaan nie. Abba Vader se liefdestaal is obedience, nee, is gehoorsaamheid. Wat ons altyd besef nie. Mens dink nie so daaraan nie. Dink nou maar as jy vir jou kinders sê, ag maak gou vir mamma 'n koppie tee of bring vir my dit of bring vir my dat. Lees ons tog hulle liefde daarin in die doen daarvan, né? Ja. Yes mamma, ek sit gou die ketel aan. Nee, wag 'n bietjie, ek het nou eers iets anders om te doen, né? En daai onmiddellike gehoorsaamheid is tog 'n liefdestaal. En wat gebeur is ons regverdig die skrif hierdie kant toe of daai kant toe en Abba sê, maar wees net gehoorsaam. Volg my. As jy my liefhet, sal jy my wet onderhou, nee. As jy my liefhet, sal jy doen wat ek jou vra. En ek dink in hierdie hele kursus was dit Abba roep ons na die secret place toe. Maar dit is asof ons heeltyd om en om aan die buitekant van die tabernakel hardloop, né? Ons kom nie eers deur die hekke nie. Ons kom nie eers through the way, want dit is die naam van dit. Is the way. En hy is the way. En ons trek nie eers daai gordyntjies uit mekaar uit of van mekaar af om in te kom nie. En dis vir my so hartseer. So my hart met hierdie kursus was om vroue te roep en te kom sê, kom sit, come linger longer. Kom vertoef in sy teenwoordigheid. Want hoe leer ons iemand ken?
Ons om sit tyd te hier spandeer, ja. by 'n tafel. Kuier saam. Ons kuier saam. As ek en jy mekaar môre sien, gaan ons dadelik, "Hey, hallo, Ja, gaan ja, dit met ja. jou?" Ja. En ek dink wat ons doen is ons het so 'n eensidige benadering na Abba toe. Ek wil gou-gou net my kopielysie kom gee. Here, u moet dit doen, u moet dat doen. Asseblief doen dit en ons is soos 'n one-arm bandit. Jy weet, ons wil net ons wil Ja. absoluut vir die Ja, Here soos net 'n genie. Ja, Ja, en sy soos- kom doen dit vir my. Ja. Maar hoekom? Dan sê hy, "But hey, have you heard what my heart is for you?" Het jy kom sit om te hoor wat ek dink, want weet jy wat, hierdie plan van jou gaan nie werk nie. Maar as jy tyd met my kom spandeer, dan gee ek vir jou 'n beter plan. Ja. En dan is ons bitter teleurgesteld. Nee, die Here hoor my nie. Die Here hoor nie, maar ek hoor ek weet nie of ek die Here se stem hoor nie. En dan sê hy, "Maar ek praat met jou. Is jy op my frekwensie ingestel?" En dit vat tyd. En jy weet, daar's 'n ding wat ek geleer het in hierdie kursus is net soos wat ons 'n 10de gee vir die Here. Gee ons ooit 'n 10de van ons tyd vir die Here. Ja, nee, eers Want daar nie, was jy weet, daar's wave offers, nê? Wat die Jode gebring het. Want hulle eerste gerf, hulle beste van hulle eerste gerf. En hulle het dit voor die Here kom waai. Want dan sê hy, "I can redeem the rest." Nee? Ek Ja, dis bring soos dit- first fruit. Nee, first fruits. Ja. Jesus was first fruits. So ons gee vir hom die eerste sodat ons dat hy met die res vir ons he can redeem it. Hy maak dit nog meer. Maar wat doen ons? Ons gryp wat ons het en dan uit hierdie bietjie wat oor is, vir die Here is enigiets moontlik. Hy kan uit niks uit ook iets maak, maar wat is ons hart? Here, ek het U nie vertrou nie. En dit is wat ons met ons tyd doen. Sjoe, Here, laat ek net voordat ek my oë toemaak om te gaan slaap, die laaste van my dag, wat het ek die Here toegelaat om daai dag te doen? Ja. Maar die woord sê, command the day. Ja. How do you command the day? Jy kom sit by sy voete, eerste ding. Jy sê, Here, hierdie dag gee ek vir U. Wat ook al gebeur, ek weet U gaan my pad gelyk maak, want dis 'n belofte. Hy sê, herinner my aan my beloftes. Maar ons kom sit nie by hom nie. Nee, my kind moet 6 uur vir alfa wiskunde by die skool wees. Waar nou? En eintlik begin ons en ons te sê, maar Here, kom maak my wakker, sodat ek my dag in U teenwoordigheid kan begin, want die res van die dag weet ek weet, die Here He will do what He commanded the day to be. En dis in daai detail en dan sê hy, maar as jy in my secret place kom, dan bly jou gees eintlik 'n bietjie daar, nê? Al begin jy soos Martha rondhardloop, Ja. nê? Maar ja, kom ons kies die better portion. Kom ons kies om by sy voete te sit. Ja, mens doen jouself eintlik in. Mens besef dit nie. Dit jy sal soveel meer produktief kan wees. Jy sal soveel meer gedoen kry. In dieselfde dag as jy net jou tyd aan die Here wy. Die Here kan jy goed vir jou so laat uitwerk dat alles net in plek val, maar ek weet nie of ons dit nie besef nie en of ons dit vergeet. Ek weet nie. Ek dink ons vergeet dit, maar ek het al baie agtergekom en dink ek gaan daai tyd vanmiddag wanneer dit load shedding is of weerkrag is, dan gaan ek nou bid. Of ek gaan dit doen of ek gaan dat doen. En dan besef ek net dit is nie, jy moet opstaan. En ek weet baie mense verskil, jy kan enige tyd, dit is so. Maar ek het besef as ek nie opstaan vroeg, want as die dag eers begin, maar gaan my koppietjie so. Dan kan ek nie, maar wat ek vir net laaste vraagie, want ons tyd is nou amper klaar. Wat is die jou gunsteling gedeelte van die tabernakel? Dis is om te vraatjies tussen jou kinders. Ja! Hoor jy, ek kry soms ek 'n hoendervleise. Kan ek nie maar net die tabernakel kies nie? Kan ek nie maar net dit soos so omarm nie? Weet jy die menorah? Die menorah is, want die menorah, He's the vine and we attached to it. Daar's soveel wat jy uit die menorah leer. Maar dit is die enigste lig wat in die tabernakel skyn. Sonder die lig kon die priester niks doen nie. Hulle kon nie hulle dienswerk doen nie. So sonder daai lig
is dit 'n donker plek. So en sonder die woord is ons lewe in 'n donker plek. En as jy die simboliek en die amandelblommetjies en bloeiseltjies en hoe hulle gerangskik is en dat Jesus Christus, Yeshua is die kern en die takke vloei daaruit en hy sê met amandelbome, I'm awake over my word. Jy weet, want amandelbome is die bome wat die langste wakker is, nê? En daar's soveel goed wat daar uitkom, die olie wat gepers is. Ons weet Yeshua's in Getsemane wat die olyfpers was, hy 3 keer gaan bid. En daar's 3 keer wat olywe gepers word. En wat kry ons daar uit? So daar's soveel, maar ja, ek dink as ek reg, ag nee, ek wil nie eers sê nie, want die versoendeksel waar, ag nee, julle kan nie dit van sê nie, maar sonder die woord bly die versoendeksel ook 'n geheimenis. Die woord is wat dit oopbreek en dis wat die lig verskaf sodat ons by 'n tafel kan sit en dat ons gemeenskap kan hê en hier wierook wat opgaan, wat gebed en intercession is. But we know the power is in the word en as ons woord in ons intersessie gebruik en dit gaan op en verby die veil. So ja. Ek wil ook by die kursus doen. Jy kan. Ja, so ek weet nie, hoe doen ons dit? Waarheen gaan ons? Okay, op hierdie stadium bied sy dit aan Dinsdagoggende by jou huis. Ja. Maar ek dink ons gaan dit dalk bietjie verander. Ja. Ja, want ek bedoel die mense daar buite gaan nou nuuskierig wees en wat nou? So gaan ons opnames doen, ek is gaan ons meer as bereid as daar 'n groepie is en groepe vroue, kerkgroepe. Jy het nie 'n YouTube kanaal nie. Nee, ek het glad nie 'n YouTube kanaal nie. Hierdie was klaar vir 'n uitdaging geweest. Ja, nee, maar wat ek nou net dink is mense gaan hierdie goed moet opneem op YouTube sodat meer mense dit kan sien, dat jy meer mense kan bereik. Ek bedoel ons het die tegnologie tot ons beskikking. Ek weet dit is uit ons comfort zones uit om ons gemaksones om hierdie goed te doen, maar met Patmos gesels. Maar jy het 'n verantwoordelikheid. Jy het 'n verantwoordelikheid want jy het 'n boodskap. Ja. En die mense het nodig om dit te hoor. En sy doen dit met soveel passie. Met soveel passie. Ja, jy kan dit sien. Nee, ek is nou soos wie gaan navorsing doen? Vra Therese. Ek is onder die leiding van 2 meesters van die woord in Raymond Lombard. Ek meen hy weet nie eens van my bestaan nie en Prof Gerry. Godsmanne wat regtig die woord so oopbreek. Maar ons is hande en voete en bereidwillige wessels om te gaan sê. En my hart is vir vroue om regtig want mamas hardloop partykeer op dampe. Dis waar. Ons het soveel dinge wat ons in soveel rigtings trek en as ek 'n mamma hart kan bereik met hierdie en sy kan haar lewe en haar geestelike lewe daardeur verryk. Dit gaan uitvloei na haar man en na haar kinders en so verander ons gemeenskap. Want jou disippels as 'n ma is jou kinders. Dis jou eerste disippels. Dit is verseker. En op daardie noot gaan ons groet, maar sodra Therese haar goedjies op die lug het, laat weet ons vir julle. Maar as jy meer inligting wil hê of jou Kaap toernooi of Pofadder of Katoo of sy sal gaan. Tot 'n volgende keer, totsiens. The long-awaited Embraced by Grace Guide, Volume 1 is finally available. This foundational volume is packed with biblical truth in a way that is easy to read and understand. The beautiful illustrations throughout the book makes it fun and easy to read, even for those who are not avid readers. This first book of 3 volumes contains chapters that every believer needs to grasp, like the supernatural realm, salvation, baptism, body, soul and spirit, Father, heart of God, prayer, praise and worship, and into the Word. This book is a valuable evangelical tool and makes for a great gift. The first volume is available for the low price of R200, postage excluded. Please use the details on screen to place your order.